Ons gaan in uitdagende tye in, my broer, my sis, al hoe meer gaan daar uitdagende tye wees, en dan vra ek jou, en ons vra mekaar, as God dan alles gaan skud, soos wat die woord sê, nog een keer gaan ek die hemele en die aarde skud, dat dit wat sal oorbly, moet ewigheidswaarde hê. En as ons dit bid vir onsself, om te kan groei in die Here, dan is dit nie net 'n ding van groei nie, om te kan groei, moet ek sekere goed neerlê. Hallo? Is ons met mekaar? Nou, ek kon nou nie iemand groot genoeg kry, behalwe ek en nie, maar ons het 'n bietjie skaam gevoel om dit te doen. So ons het nou nie, ek wou hê iemand moet hierdie aantrek, iemand soos ek of Emiel, maar ek dink dit sou 'n bietjie te veel skokkend gewees het. So, ek weet nie of Neil alright is nie. Ja, hy is nou nie meer hier nie. Saam met Jaden. Okay. Dan ek hierdie dingetjie wat ek vra, is baie keer, my broer, my sis, dan het God gewerk in ons lewens, maar ons hou vas aan die goedjies van die verlede. Ons hou vas aan die ou manier van dinge doen in ons verhoudinge, ou manier van dinge doen in ons werkplek. En dan loop jy en die Here het 'n werk in jou gedoen, maar you are not letting go. En jy loop met hierdie ding, maar daai klere wat jy aan het is te nou, dit pas nie. En jy verstaan nie hoekom is hierdie frustrasie, hoekom is hierdie druk hierso, maar laat gaan daardie, dit pas nie meer by jou nie. Dit pas nie meer by jou om so op te tree nie. As ons klein is, ja, dan is dit amper, ek wil nie sê, jy het die reg vir 'n tantrum nie. Jy het die reg om te vra en dat die Here net voorsien en dat jy jou mond net oopmaak en dat daar net vir jou gegee word. Hallo? Dat iemand jou op 'n sekere manier sal dra, maar dan word ek en jy groot en dan groter en dan werk dit nie so nie. In die woestyn val die kos sommer uit die hemel uit. En ewe skielik op 'n dag stop dit net. Want die Satan het voorsiening gebreek. Nee, op daardie dag stop dit, want jy het groot volwasse geword op 'n sekere manier met 'n sekere statuur en nou moet jy eet van die land, jy moet in die land werk. En dit is toe hulle oor die Jordaan gaan, toe stop die manna. Toe stop die kwartels. En toe sê ons moet werk in die land en dat ons die voedsel van die land sal ontvang. So daar's fases wat ons deurgaan, but then you need to let go. Ek het hierdie geloof dat die Here gaan die manna in die kwartels, hy het dit altyd voorsien. Hy's 'n getroue God en ek verstaan nie, hy's 'n getroue God, maar hy voorsien nie meer die manna in die kwartels nie. Hoekom nie, my broer, my sis, want jy is in 'n ander fase. Jy moet hierdie dingetjie laat gaan, want jy het gegroei in die Here. Dis nou klaar. Op 'n sekere stadium kan ek nog sekere manier dalk reageer, wat die Here vir my sê, dit werk nie so nie, dis sonde. Hierdie reaksie, hierdie oorreaksie, hierdie offense, wat noem ons dit in Afrikaans, aanstoot neem. Hierdie dingetjies was okay, daai tyd in die sin van ek sal met jou die pad stap. En dan kom daar 'n tyd wat God nie meer met jou die pad stap oor dit nie. Maar wat hy jou los in sekere omstandighede. Wat as ek nie by sy voete leer nie, dan gaan ek deur die omstandighede leer. Hoekom? Omdat God my lief het. Hy gaan my nie los nie. Maar omdat hy my nie los nie, gaan hy selfs die omstandighede gebruik. En so vir sy kerk, al hoe meer in die eindtyd, word hemel en aarde geskit vir wat? Omdat omstandighede 'n dienskneg gaan wees, 'n intense dienskneg gaan wees, tot die kerk van God, tot die nasies om tot God te kom, en vir die kerk om volwasse te word, om te groei in volwassenheid, sodat God die kerk in die eindtyd kan gebruik. Ekskuus. Is ons met mekaar? En so as ons in hierdie seisoen ingaan, mag ons nie gevang word met die ou klein t-shirt, kiekie nie. Maar hy pas nie meer nie, omdat God gewerk het in jou, my broer. Omdat God gewerk het in jou. Daar het groei plaasgevind, sonder dat jy dit besef.
Dis 'n tyd wat ons ingaan, wat ons 'n impak gaan moet hê, wat God van verwag van ons, en al hoe meer. God is looking for a selfless life, waar dit nie oor my en jou gaan nie. As hulle sê, in Amerika, dat duisende kerke, wat toemaak. Duisende kerke wat toemaak, oor 1000 per maand, statisties. Nee. Ja, daar is lande waar daar herlewing is. Maar mag ons leer. Maar die tipe van diens, van hoe ek gebless kan word, hoe ek baat vind daaruit, sodat ek deurbraak kry, vir my situasie, vir my uitdagings. Ja, uitdagings om God te dien, maar aan die einde van die dag, dit wat jy voor vertrou, moet tot wees tot uitbreiding van sy koninkryk. Hoe gaan my deurbraak maak dat ek 'n medewerker van God gaan wees? Hoe gaan my deurbraak maak dat ek dit nog meer alles asof vir die Here kan leef? Hoe gaan my deurbraak maak dat ek God meer verheerlik word? Hoe gaan my deurbraak maak dat meer van hom gesien gaan word in my lewe? Dis die tipe kerk wat God gaan vorm. En waar hierdie hele ding van hemel en aarde geskit word, and there will be wars and rumors of wars, en daar sal aardbewings wees, en daar sal skuddings wees, en alles wat valse sekuriteite gaan, baie dankie, gaan geskit word. Is ons met mekaar? Hallo? Vir 'n doel. For the sake of the church. Hoekom gaan die hele wêreld geskit word? Terwille van jou. Terwille van die wat by God moet uitkom. Maar jy moet nie dan nie kyk en sê, die tekens van die tyd, dit en dit. Maar daai skudding is my geleentheid. Daai skudding is my geleentheid om vir hulle te sê, wat nie geskit kan word nie, is die ewige hoop in Christus Jesus. As ons bid, Here, beskerm ons, en ons het in die verlede, ja, Here, beskerm ons op die pad, beskerm ons hier, en ons bid dit, en is reg, en die Here beskerm. Maar hoe werk marteldood? Hoe werk dit as hy sê, beautiful in the eyes of God is the death of his saints? Waar is my Afrikaans nou? Dan sê ek, wat beteken dit? Hoe kan dit mooi wees in die oë van God, die dood van sy geliefdes? My vlees sê, dis 'n vrietjieskrif. Maar daai een is wat sê, ek het God so lief. Ek het God so lief, dat die tydelike is niks, teenoor die ewigheid wat God vir my het. En as jou lewe 'n saad is, vir herlewing, soos wat ons, volgens die feite, die getuienisse van soveel situasies het, van ouens wat hulle lewe gegee het, en daarna daar herlewing uitgebreek. Want soos wat die Bybel sê, die bloed van Jesus praat, the blood speaks of better things than the blood of Abel. Die bloed van Abel praat van dat daar vergelding sal wees, revenge sal wees. Die bloed van Jesus praat van genade en vergifnis. En daai martelaar se bloed praat dieselfde as die bloed van Jesus. Nou as hy dan sê, laat jy weg aan die Here oor, en hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart, dan kan ek nie God manipuleer vir sekere goed nie. Ek kan my behoeftes voor hom neerlê. Maar as ek alles aan hom oorgee, hy sal gee vir my die begeerte van my hart, dan is jou begeerte die begeerte wat God in jou geplaas het, of wat die hel in jou, of wat jou vrees in jou geplaas het. Kom ek maak seker, wat is die begeerte van my hart? Want as my begeerte God is, hoe jy jou weg aan die Here oorlaat, jy sal die begeerte ontvang, om meer van God te sien, om meer saam met hom te werk, om te sien hoe hy verheerlik word, in Bloemfontein, en daar waar God jou geplaas het. Daardie suiwer begeerte, jy sal dit sien,
As jy jou weg aan God oorgee, jy sal sien hoe God jou gebruik. Jy sal sien hoe daar meer van God in onderwys is, meer van God in die besigheid is, meer van God en hoe jy saam met hom wandel. Maar wat is die verskil? Want jou begeerte was suiwer, jou begeerte was skoon, jou begeerte was mooi, jou begeerte was heilig, jou begeerte was God se begeerte, want jou hart en jou Vader se hart is een. Mag God ons help. So as hy die woord sê, en ons bid dat God ons beskerm, dan is dit bid dat ons, daardie kerke wat geskit word, daardie ouens wat geskiet word, daardie ouens waar daar vervolging is, waar die ouens sê, was nog nooit soveel vervolging eintlik in die wêreld teen Christene soos nou nie. Wat moet daardie man glo? Here bewaar my, U sit 'n muur van vuur om my. Die engele, U sal die engele bevel gee om my te bewaar op al my weë, op watter weë. God sal my beskerm om sy wil te kan doen. God sal my beskerm om gehoorsaam te wees tot in die dood. Dis hoe Vader Jesus beskerm het. Nie vir luxury eerste nie. As God jou gebless het met luxury, go for it. Maar mag daai luxury God se purpose dien. En is ons met mekaar. Maar God gaan 'n kerk oprig wat verstaan dat die beskerming is teen myself, teen my vlees, teen begeertes wat verkeerd is. God sal my beskerm dat ek in staat is om die goeie werke te doen wat hy vir my voorberei het om te doen. God sal my beskerm dat ek hom gehoorsaam sal wees tot in die dood. Dis 'n kerk wat gegroei het in God se plan. Nommer 1. God het en gaan dit doen. Hoe lyk jy my Afrikaans? Kom ons sê, God het en gaan dit doen. Hy het baie dinge gedoen in jou lewe, my broer, my sis, en is nodig om dit te sien. Kom ons kyk die skrif, Filippense 1:6 wat jy neerskryf. Omdat ek juis hierop vertrou. Paulus het vrymoedigheid en hy bid vir die gemeente. Hy het vrymoedigheid en hy het hoop in sy gebede. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Kom ons sê, God wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit volëindig. God vat beheer daarvan. Dis net, sal jy saam met hom werk, sal jy jouself oorgee vir daardie werk. Kom ons sê byvoorbeeld, daar is 'n mediese situasie. Daardie dokter het 'n fantastiese ding gedoen. Maar ek gaan saam met die dokter werk, sodat die genesing volkome deurkom. Want hy soek 'n instrument in God se hart, in God se hand. Hallo? Is ons met mekaar? So daai pad is daar vir jou. Kwaliteitwerk. Wat is die kwaliteitwerk in jou? Toe jy jou hart vir God gegee het, toe was dit 'n kwaliteitwerk, die grootste kwaliteit wat jy kon beleef, wat jy kan hê, dat jy die vir ewigheid nie in die verdoemenis is nie, maar dat jy tot in alle ewigheid saam met God en jou meester sal wees. Dis die grootste wonderwerk. Dis die grootste werk. Maar dan sê hy, werk uit jou verlossing in vrees en bewering. Work out your salvation in fear and trembling. Trembling, bang vir God, nee. Omdat jy respek het vir God, gaan jy deel met dit wat verkeerd is. Gaan jy dit wat God in jou gees geplant het, gaan jy mee werk, sodat jy in die oorwinning kan kom, sodat jy saam met hom kan werk, sodat jy vir hom kan leef, sodat jy in elke situasie kan sê, ten spyte van hierdie, Here, nogtans sal ek U loof, nogtans sal ek U aanbid, nogtans sal ek vir U lief wees, nogtans sal my hart by U bly. Omdat ek juis hierop vertrou. Kom ons sê, ek vertrou. Ek vertrou. Dat die werk wat God begin het, in my boetie en sussie, dat hy dit sal volëindig. Hoekom glo jy in jou boetie? Hoekom glo jy in jou sussie? Hoekom glo jy in jou familie? Hoekom glo jy in daardie ouens wat jou wil kwaad maak? Daai ouens wat verkeerd opgetree het? Hoekom glo jy? As daai ons kinders van God is, jy glo dat God, die werk wat hy in hulle begin het, dat God dit sal volëindig. Eerste punt is geloof. So, in die eerste punt, ja, glo
dat God in beheer is en glo dat God die groei gaan bring. Amen. Is dit nie die skrif wat ook sê, die een het geplant, die ander het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Dis God, jy kan nie iets laat groei nie. Klaar. Jy kan saamwerk met 'n verwagting en 'n geloof, want jy glo daardie plant gaan groei. As jy daai saad saai, glo jy, dit gaan opkom. Jy moet dit net versorg, jy moet dit net versorg. Jy moet jouself versorg, my broer, my sis. Jy moet jouself versorg, jy moet sorg vir jouself, nie in selfsugtigheid nie, maar jy moet sorg vir jouself oor hoe jy gaan groei in God. Jy moet sorg vir jouself, die lewe wat God in jou geplaas het, kwaliteit lewe. Sorg vir daai kwaliteit lewe wat God in jou gesit het. Jy moet dit versorg, want dit is kosbaar wat God in jou gedoen het. Amen. Vergroei, tweede punt. Kom ons sê, meer van hom, minder van my. So die eerste punt in geloof en respek, dat God die werk doen. God die groei bring. My verantwoordelikheid, dat dit meer van hom, minder van my sal wees. Die skrif, almal weet dis Johannes, né? Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, maar ek minder. Dis wat Johannes die doper sê. He's the man of power for the hour. Ek bedoel, hy doen die ding en met springkane en heuning, jawel, wat hy eet. Maar hy preek en hy gee homself, maar hy wys op die een wat kom. Hy wys op die een wat kom. En toe verloor hy sy bediening, want sy kop is toe afgekap. Of het God hom gebruik en hy was getrou, en God het hom beskerm tot aan die einde van dit wat sy roeping veronderstel was om te wees. En die getuienis is hy tot die dood God gevolg. Tot die dood was hy getrou. Tot die dood het hy verklaar dat Jesus is die lam. Maar was daar 'n oomblik wat hy getwyfel het? Daai oomblik wat jy twyfel, hardloop jy na God. Toe die disippels by Jesus kom en sê, Johannes vra, is u die een? Hy besluit nie net, ag, dit werk nie, want hier sit ek nou in die tronk. Hier sit ek onregverdig in die tronk. En hoeveel onregverdigheid kan daar wees om jou, my broer, my sis? Maar fight nie die eerstens die onregverdigheid nie. Fight die vlees in jou eie lewe. En maak seker jy is in God se perfekte wil. Want hy kan jou sit as prins. Die Here kan jou as prins sit in daai omstandighede waar dinge onregverdig is. Want hy glo jy sal sy skoonheid wys, jy sal sy genade wys, jy sal sy vergifnis wys, jy sal die boodskap van die bloed, die woord van die kruis, sal jy wys vir die mense. Hy glo jy sal dit doen. Hy glo jy sal 'n selfless life leef. Hy glo dit sal nie oor jou gaan nie, dit sal oor hom gaan. Hy glo dit. Dis 'n seisoen waar die kerk ingaan, my broer, my sis, en as ons gaan sien hoe die wêreld nog meer en meer geskit word. Bid vir die kerk om op te staan. Want hy word geskit, die wêreld, sodat die nasies inkom. Amen. Derde een, groei, soos hy gegroei het. Hy het ons 'n voorbeeld in alles gestel, né? Lukas 2:52. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Nou wat beteken dit? Was Jesus dwaas gewees? Was Jesus kinderagtig gewees? Was Jesus sonder die genade van God voor God en mense? Nee. Maar dit wat 100% perfek was in wie hy was, het hy groot geword as klein kindjie in totale volwassenheid. Dit wat in jou gees is perfek. Alles het nuut geword. 2 Korintiërs 5. Dan sê jy's 'n nuwe skepsel, die ou het verbygegaan, die nuwe het gekom. In jou gees is geen sonde en kan daar geen sonde kom. Want die God woon in jou gees. Die Heilige Gees getuig in jou gees, jy het jou hart van God gegee, jy is wederbaar. Maar mag die volheid en die skoonheid en die perfektheid wat in jou gees is, mag jy meer en meer vanuit daai plek leef.
God soek, Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid, klein letter gees, wat hom sal aanbid vanuit die plek waar God 'n mooi werk gedoen het in jou. Van daardie plek waar daardie perfektheid word. Van daardie plek waar dit skoon en mooi is in jou. Dis jou gees. Vanuit daardie plek wil God nie, vanuit daardie mooi plek moet jy hom aanbid. Ten spyte van siel wat op en af is. Ten spyte van emosies en siel wat voel ek wil daai ou keel afsny. Wat ten spyte van daai negativiteit of daai kritiek wat wil opstaan in jou gemoed wat jy sê, bly stil. Bly stil. Daai ding moet jy aanspreek, sodat jy vanuit die skoonheid in jou gees, wat hemels is, vanuit daai plek, God kan aanbid. Gees en in waarheid. Die waarheid van wie is reg en wie is verkeerd? Nee, die waarheid van God se genade. Die waarheid van wie jy is net genade. Jy kan nie 'n vinger 2 centimeter uitsteek nie. En hy, dis hier. Who you are is just God's grace. En as ons leef vanuit daardie plek, my broer en sis, die skrif sê, die woord van die kruis is die krag van God vir die wat gered is. As jy gered is die woord van die kruis die krag van God in jou lewe. Is die woord die krag in jou lewe. As jy vanuit die woord leef, vanuit hierdie genade leef, dan sal die krag van God manifesteer deur jou. Maar toegeneem in wysheid, dat die wysheid van die volheid van God woon in jou, sê die skrif. Ek spring sommer met 'n klomp skrif, maar alles, dis skrifte wat ek so gooi. As die wysheid van God volkome in jou leef, hoe moet dit groei? Die wysheid moet groei. Dit moet uitkom. Dit is soos daai blom. Hallo? Daai, wat noem jy ons hom? Knoppie. Rosebud is die bud knop. Okay. Daai, hy's toe. Maar die volheid van daai blom is daar binne. Hallo. Maar iets moet gebeur dat hy so maak. Dis nie daar is eweslik nou meer rosie daarin en dan meer rosie en dan is daar nog 'n bietjie meer rosie. Die volheid is daar in jou. Maar jy kan besluit dat jy as 'n roosknoppie terug gaan hemel toe. Waar jy vandaan kom, gebore in die hart van die Vader. Aarde toe gekom, waar 'n gemors aangevang is, deur God se genade, is jy terug in sy wil. En jy kan sy droom leef, maar as daai roosknoppie gaan jy terug. Of jy op aarde die geleentheid gebruik, to be the fragrance of Christ, to show the beauty of Christ, deur jou lewe. Maar is daar binne in jou. Daai potensiaal is daar binne in jou om hierdie jaar soos nog nooit tevore sy skoonheid, sy goedheid, sy lieflikheid, sy genade te wys. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons ek wil amper sê beveel mekaar en adresseer mekaar vir dit. Nie om mekaar te veroordeel nie. Jy kan vir niemand adresseer oor iets wat fout is in sy lewe, as jy nie eerstens glo in hom. As jy dit nie doen omdat jy glo in wat God in hom gesit het nie, en omdat jy glo hy is 'n egte kind van God, en omdat jy glo die skoonheid van God is in hom, omdat jy glo die Heilige Gees is in hom, wat hom in staat stel om te groei in daai mooiheid, in daai skoonheid wat God van hom het, want dan kom jy nie vanuit 'n plek van genade in die hart van die Vader. Dan kom jy 'n plek van so 'n ander demoon. Dis 'n gees van godsdienstigheid. Laat die demoon van godsdienstigheid nie deur jou praat nie. Want ons praat met die kerk, en ons praat met daai kerk is so, hierdie ou is so en daai ou is so. Mag die woord amen sê op wat jy sê en nie duiwels nie. Amen. Dan help ons mekaar om te groei, dat die rosie sal oopgaan. Unto his glory. Die hemele, die skepping vertel die heerlikheid van God. Hoeveel te meer die kroon van die skepping. Ek en jy. Kom ons groei, my broer en my sis. Dat God se wysheid jou keuses beskerm. Daai grootte het, kan jy neerskryf, dit doen met statuur. Jou statuur, waar jy in beweeg, loop jy met statuur. Ons het 'n hele kursus oor hierdie ene, 'n goeie 8 na 10 ure kursus oor hierdie, net oor hierdie versie. Asseblief kom doen dit of kry dit. Kry 'n paar ouens en sê ons wil hierdie kursus doen.
Wat kan ons dit doen? En julle praat met mekaar, sodat julle kan hierdie lering kry en dat dit ons verander. Amen. Toegeneem in wysheid en grootte met God, genade by God en genade by mense. Wat beteken, daar's 'n verhoudingskapasiteit. Genade by God is, daar's 'n oop hemel, ek ken sy stem, ek hoor sy stem, ek weet hoe om saam met hom te wandel. Dis alles net genade, maar jy neem toon genade. Jy het genade dat jy gaan hemel toe gaan, maar jy kan hierso op aarde sit en absoluut niks met jou lewe doen, jou lewe opmors, want jy is so besig met dit en jy is so besig met dat, maar dit is alles goed wat verbrand gaan word. Of jy kan toeneem in die genade, hoe? Deur die genade deur jou werk. Genade is God se vermoë. God se vermoë. Amazing enablement, amazing grace, amazing enablement that saved a wretch like me. God se onsaglike vermoë, dat dit wat ek nie in staat is om te doen nie, het God kom doen. Hy het my sy kind gemaak. Amen. Nommer 4, vir hierdie groei in hierdie seisoen. Melk tot vaste kos. Melk tot vaste kos. 1 Petrus 2:2. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan, almal sê opgroei. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Jy moet my sê, soos pasgebore kindertjies beteken afhanklikheid. Ja, ons moet soos kindertjies kan kom, soos kindertjies die koninkryk ingaan. Dit praat van 'n gesindheid. Dit praat van 'n gesindheid. Maar as ek dan die melk ontvang, en die melk ontvang, en die melk ontvang, en ek is veronderstel om nie meer gemelk, te word. Nee, dit is verkeerd. Oké, nou gaan julle dit onthou, daai deel, dankie. Maar daar kom 'n punt, waar dit lyk soos 'n skande, man. Daar's 'n punt in jou lewe, en die babatjie, ek drink jy die botteltjie, en ag, dis te oulik, En daar's 'n punt waar dit 'n skande is, man, as jy nog met 'n bottel melk rondloop. Hallo? So ergens moet ek groot word, sodat ek die vaste spys van die woord kan ontvang. En daai melk is van, net sodat my behoefte vervul is. Ek hoef niks te doen nie. Maar later moet ek iets doen. Later is ek veronderstel om te werk. Later is ek veronderstel om iets met my hande of iets met my brein iets te doen, want God het my gemaak ook om te werk. Ons is sy maaksel, geskape tot goeie werke. Geskape om te werk. Maar nie klomp dooie werke nie, maar die goeie werke wat God voorberei het. So waarmee hou jy jou besig? Die werke wat die vyand vir jou voorgee, voor jou sit? Werke om jou omstandighede te verander, of die werke omdat jy guns het vanuit die hemel. En die guns is dat jy hom kan hoor, jy kan hoor wat hy vir jou voorberei. Dit is genade. Die kerk gaan daai guns nie, wat die mens gaan verbygaan. Hy gaan definitief, mens gaan verbygaan, en die werk 1000-maal beter kan doen as wat baie mense dit kan doen. Maar hy gaan nooit, die enigste ding wat hy nie kan doen nie, hy gaan nie die Heilige Gees en jou gees se konneksie kan verbyvat nie. Dis net die kerk van Christus. Dis net die kerk van Christus wat hy nie kan verbyvat nie. Maar hy gaan beheer vat van die kind van God, wat nie vanuit sy gees leef nie. Wat net 'n sielslewe het rondom homself. Wie is die volwassenes? Die wat gegroei het. Ons praat van in die gees. Paulus praat van die ouens in die gees. Hy praat van jou geestelike lewe. Is jy veronderstel om 'n volwassene te wees? Vir die wat geestesvermoëns besit, wat deur die gewoonte geoefen is, om goed van kwaad te onderskei. Daar's goed en kwaad wat die wêreld kan onderskei saam met die slang, by die boom van kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. Maar hier is goed en kwaad wat ek en jy moet onderskei, maar ek kan dit is so naby.
Jy kan die goed en die kwaad sien, by die boom van kennis van goed en kwaad, waar die slang sê amen. En hier is soos 'n ander man, hy het deur hierdie proses gegaan, en hy sê presies dieselfde. Maar wie praat deur jou? Die een gaan vernietiging bring, die ander een gaan groei bring. Die een gaan vernietiging bring, die een gaan groei bring. Daar's moslems en ouens van ander gelowe wat baie beter lewenstyl het as baie Christene. Hallo? Wat baie beter kan onderskei tussen goed en kwaad. En dis hoekom baie miljoene nie die Here dien nie. Omdat die goed en kwaad wat daai onderskei, beteken soveel beter is as die dwaasheid wat Christene kan openbaar. Maar in Jesus naam gaan dit nie meer so wees nie. Ek spreek dood oor dit. Ek sê dis die feite van die verlede, maar die waarheid van die toekoms is die kerk gaan wakker word. Die kerk gaan groot word, die kerk gaan opgroei. Want die kind wat kind is, wat nie opgroei nie, word kinderagtig. Daar's 'n stadium wat dit mooi is wat die kind doen. Maar as die ou na 20 jaar presies dieselfde doen, is dit wat 20 jaar gelede mooi en oulik was, nou is dit kinderagtig. Is ons met mekaar. Ons moet die uitdaging vat, my sussie, nie om te groei, hierdie groei is nie gemak nie. Ek het 'n ding gekyk van hoe die ouens praat oor juis hierdie ding van hierdie duisende kerke wat toemaak. Meer as 1000 per maand. En dan praat hulle ook van megakerke en hulle sê die tendens met die megakerke is gemaklikheid. Dis gemaklik. Ek sal soontoe gaan want dit is gemaklik om daar te parkeer, dit is gemaklik so. Ek word bedien op 'n baie gemaklike manier. Met daar waar where you shop, daar waar jy gaan eet, daar waar jy daar's gemaklikheid teenoor wanneer ons 'n streslewe wat ons daar buite leef, so die gemaklikheid moet ons bedien sodat daai stres en daai angstigheid en al daai werk en al daai moegheid dat dit bedien word deur die wat? Deur die gemaklikheid. Dis nie wat hulle gesê het nie, dis wat ek sê wat ek gevat het uit dit. En hoe vanuit COVID miljoene der miljoene na COVID net nie weer teruggegaan die kerk toe. Want ons het gemaklik geraak, want weet jy, daar is 'n paar predikante, daar is so 'n paar preachers daar op daai televisie. Ja, hulle kan hom gooi hoor. Ja, fantastiese lering. Waarvoor moet ek gaan? Ek kan net in die huis net soveel meer ontvang. Maar as Paulus sê vir my nie die onderlinge byeenkomste van die heiliges nie, gaan die mensie gaan oor disipelskap. Hy wat disipel word, moet lering ontvang. Hy kan miskien daai lering dan vat, in die sin van, as dit nou in lyn is met die pad wat God met hom stap. Want wat jy nou neerskryf is Matteus 28, vers 19 en 20. Hy sê, gaan heen en vertel hulle die goeie boodskap, ja. Maar dan maak jy van hulle wat? Ouens wat gemaklik is met die waarheid en hoe ons daaruit kan leer en positive thinking en doen dit en dit sal gebeur, doen dit en dit sal gebeur, doen dat. Bietjie prosperity teaching of baie prosperity teaching. Nee, ons veroordeel niemand nie in Jesus naam, want daar was 'n tyd wat herlewing gekom het oor hoe die kinders van God moes opstaan in geloof. Maar weet jy wat doen die vyand? Elke keer gaan kyk na kerkgeskiedenis. Ek weet nie hoe gaan ek vandag. Met kerkgeskiedenis. Dan bring Heilige Gees se herlewing en dit spat oor die hele aarde en dit is fantasties. En wat die vyand doen is, hy probeer dit oor die muur gooi. Dat ons dit te ver vat. Is ons hier? Is ons met mekaar? So ergens die wysheid om te weet, hierdie is wat God doen, maar hierso, Azusa straat en die hele Pinksterbeweging, excellent, maar toe dit met sekere goed bietjie freakie raak oor die gawes en die tale en dat dit die fokus word. En is daar baie kerke, miljoene, wat besef het, met wysheid,
bring dit grond toe, nie met sekere lering weghardloop nie. Toe die charismatiese vloei inkom, excellent, wat elke man en vrou moet verstaan, jy moet in geloof opstaan. Maar kom ons vat dit te ver met hoe ver ons die prosperity kan daai stukkie van dit wat herlewing gekom het. Kom ons vat daai ene te ver, waar dit nie meer God is nie. Toronto Blessing, wat ook baie kontroversieel was. En blaas ouens wat gegroei het. Maar daar was soveel goed wat verkeerd gegaan het. Daar was soveel goed wat verkeerd gegaan het, my broer, my sis. En die vyand kom en hy wil dit opmors. Maar as jy die wysheid het om te weet, hierdie is, tot hierso is God met dit betrokke en hier moet ek nou verstaan hoe om verder te groei in die Here. Hierdie was 'n belewenis. Dis 'n herlewingsbelewenis vir Petrus om uit te stap op die water. Dis 'n herlewingsbelewenis. Maar weet jy, toe daai herlewing gekom het, toe het hulle nie almal uitgedag, nou moet almal op die water loop. Hallo? Nou moet almal op die water uitstap. Nou ek weet ons gebruik daai gesegde om te sê, ek moet leer om op die water te loop. Dis reg, ek moet 'n beginsel leer, dat ek selfs op die storm kan loop. Maar weet jy, waar vat Jesus hom heen? Nie na die oorkant toe nie. Jesus vat hom terug in die boot, waar hy was. Maar met 'n sekere openbaring, want vanuit die boot is daar iets wat moet gebeur. So jy kan op die water uitstap, dis 'n beginsel, maar God, Jesus gaan jou terugvat na die boot. Kom ons sê terugvat. Nou kom ons probeer dit weer, terugvat. Hy gaan jou terugvat in die mandaat in wat God vir jou gegee het. Of voel het jy, seker nou omdat ek gefaal het, omdat ek begin sink het, nee. Hy het my aangevat, ek kon saam met hom verder loop op die water, maar hy het my nie daar gehou op die water nie. Hy het saam met my teruggegaan in my mandaat in wat God vir my gegee het. So daar is sekere goed wat ons dink is nou groei. Petrus, jy het gegroei, maar toe is al jou groei nou gone. Jy weet, toe jy nou sink, toe is die groei nou gone, want toe moes die Here jou vat na plan B toe. Plan B is terug in die boot. Plan A was terug in die boot. Want Jesus stap saam met hom, hy kon dan, as dit plan A was, kon hy saam met hom gestap het tot aan die ander kant. Dis ons met mekaar. So daar's baie keer dat ons die wysheid moet hê oor hoe gee God vir my sekere ervarings om geloof te leer, om sekere goed te leer in my lewe. Maar kom terug tot die mandaat, tot die roeping, tot die plan, tot die droom wat Vader vir jou het en groei vanuit daardie plek. Vir die wat geestesvermoëns het, hoe het jy vir daai vermoë? Ja, jy het al die geestesvermoëns, maar vir dit in die praktyk, jy het die vermoë om 'n Olimpiese atleet te wees, man. Ja, maar as daar meer as 3,5 breinselle is, dan weet jy moet oefen. Jy het die vermoë, jy het daai geestesvermoëns, maar as jy dit nie gaan oefen nie. Hy sê, geestesvermoëns besit deur die gewoonte beoefen. Dit word 'n gewoonte om te oefen. Dit word 'n gewoonte om die woord te lees. Dit word 'n gewoonte om te bid. Dit word 'n gewoonte om op die woord van God te staan op 'n sekere manier. Dit word 'n gewoonte om God te kan loof ten spyte van, in die midde van negativiteit, in die midde van 'n klomp uitdagings. Dit word 'n gewoonte. Almal sê gewoonte. So om te oefen is 'n gewoonte. Jy kry ouens, ek moet gaan oefen. Weet jy, daai gesindheid, daai innerlike werking, gaan lees 'n paar boeke. Vir daai ou wat nou Olimpiese spele toe moet gaan. As hierdie innerlike werking en hierdie werk hier is, ek moet. Ek gaan soos 'n mampara hardloop, man. Gaan jy soos 'n mampara hardloop in jou Christen wandel? Omdat jou gemoed is, ek moet, en dan gaan oefen jy, en jy gaan oefen. En kom ons sê, jy gaan oefen net soveel, soos die ander ou. Maar jy gaan verloor, ver, en daai ou gaan ver wen. Want hier het iets verander.
Want die gesindheid waarmee hy dit doen, die hart waarmee hy dit doen, is totaal anders. En jy sien dit aan die manier hoe hy hardloop, jy sien dit in hoe hy homself insit. Is ons met mekaar? By Creare sê ons dat jy kan sien, daai persoon dans, maar jy kan sien haar hart is nie in dit nie. Jy kan sien iemand doen daai beweging. Jy kan sien iemand sing daai lied, maar hy sing nie met sy hart nie. Dit het jy al gesien. Hallo? Sing jou lewe, sing die lied van jou lewe, maar as jou hart nie in dit is nie, what a waste of a life. Maar God jou help, dat dit 'n gewoonte word, en dat vanuit daai plek, ek verstaan wat is goed en wat is kwaad. Wat is goed, wat is kwaad. Alright, kom ons gaan. Hebreërs 6 vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking. Dis nou vanuit die vorige vers. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Bly nie by die melk nie, ons moet gaan na die vaste spys wat deur gewoonte geoefen is. En omdat jy nou so leef, dat dit word nou 'n gewoonte om te oefen met die woord, te oefen met gebed, te oefen met jou geloof, te oefen met hoe om God te eer, ten spyte van. Omdat jy dit oefen, moet ons nie bly by die begin nie. Maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer en weer die fondamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, en dan is daar nog 4 ander. Dus daar is 6 fondasiebeginsels. En as ek na daai goed kyk, was daar nog nie een keer wat ek gesê het, right, dis die fondasie, kom ek gaan verder. Daar's altyd fasette van jou lewe, wat jy nog gaan groei in hierdie 6 beginsels van fondasie. Skryf daar neer, gaan vra Heilige Gees oor die areas van jou lewe. Hoe moet jy groei in sekere areas? Waar het jy in sekere areas gegroei in hierdie fasette? Maar hierdie bekering vanuit dooie werke is dit wat ons doen met een van die oefeninge, is daai ding met die dagwoorde, wat jy dagwoorde skryf, wat jy sê, Here, wys vir my die goeie werke wat U vir my voorberei het, sodat ek weet hoe om my te bekeer van die dooie werke, bekering uit dooie werke. Dit is sommer die eerste een van die 6 fondasiebeginsels. So dit is die eerste fondasiebeginsel van 6 beginsels. Mag die Here ons help. Amen. Amen. Nommer 5. Bestuurders tot erfenis. Dit klink vreeslik. Bestuurders tot erfenis. Kom ons kyk na die skrif. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles. Al het hy alles geërf. Maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Daai Vader is nie noodwendig Vader God nie. Maar die pa, weet, my kind, hy gaan eers dit moet leer. Ek kan nie vir hom sê, terwyl hy 13 jaar oud is. Ek kan nie vir hom sê, hy kan beheer vat, hy kan hierdie erf, hy kan die Ferrari hê, hy kan die besighede hê, hy kan die goed ran, soos wat hy wil, hy kan die goed verkoop as hy wil, en die geld gebruik vir wat ook al. Nee, as hy 'n pa is, dan sal hy nooit so stupid wees nie. Hy sal nooit so dwaas wees nie. Met alle respek is God nie dwaas nie. God is die volheid van die wysheid. En in dit gaan hy nie vir jou gee, dit wat jy erf, wat jou gaan vernietig nie. So absoluut dit wat van die Here af is, kan jy vat en dit vernietig. Maar daar's bestuurders, daar's mense wat oor jou moet wees in die sin van nie om jou te onderdruk nie, om saam met jou die pad te stap en wat vir jou sê, dit kan nie nou gebeur nie. Jo. En as hy kind attitude gooi teenoor hierdie voogde, hallo, ons weet. Attitude gooi teenoor hierdie bestuurders. As die ouens, selfs wil ek die voorbeeld gebruik van in 'n kar, die ou wat bestuur, en as die ouens in die kar die hele tyd om fight, jy moet hier so links gegaan het, of jy moet dit, of jy moet dat, ek hou nie van hierdie wat jy, hoe gaan ons daarby uitkom? Maar as ek
aanvaar en weet, ek het bestuurders nodig, ek het ouens nodig wat my gaan lei hoe om verantwoordelikheid te vat vir my erfporsie, vir my destiny, vir dit wat God vir my lewe het. God het, deel van jou erfporsie is dat jy met 'n sekere hoeveelheid mense op aarde sal praat oor Jesus. 'n Deel van jou erfporsie is dat jy jou lewe sal gee in sekere mense. Dis deel van jou erfporsie. Dis deel van die voorreg. Ons noem dit voorreg, nie sacrifice van jou lewe net nie. Maar daar kom 'n plek waar jy sien en besef, dis 'n voorreg om my lewe te kan gee. Dis 'n voorreg om saam met hierdie ouens se pad te stap. Dis 'n voorreg om te kan praat oor Jesus. Want ek kan net sowel 'n suicide bomber gewees het en 'n klomp mense opgeblaas het en gedink het ek het nou 'n beter plek in die hemel. Wat maak jou anders as daai ou? Niks. Hallo? So as ek dit verstaan, van 'n plek van dankbaarheid, nederigheid, as kind, ek verskil niks van 'n diensknegt nie, want hy is 'n Heer van alles. Ek wil dit hê in my lewe, ek wil dit hê in my lewe. Ek werk sodat ek dit werk saam met die bestuurder, werk saam met daar waar God jou geplaas het, werk saam met iemand wat teenoor wie jy accountable is. Want dissipline, jy gaan nie altyd van dit hou nie, glad nie. En as jy niemand het wat met wie jy 'n pad stap, waar jy partykeer glad nie hou van wat die persoon sê nie, is jy nie in disippelskap nie. Stap jy nie 'n pad van disippelskap nie. Want die skrif sê, dissipline lyk soos 'n saak van droefheid. Hebreërs 12. Hallo? Dissipline is waar ek dit sou wil doen, maar nee, ek mag nie dit, ek moet dit doen. Nie reg en verkeerd saam met die slang nie, maar dissipline omdat ek potensiaal het, dissipline omdat ek 'n egte kind van God is, dissipline, want elkeen wat die Vader lief het, dit dissiplineer hy. Elkeen wat 'n egte kind is, wat hy aanneem as kind, daai een dissiplineer hy, sê die skrif. Nie omdat jy stout is nie, omdat jy sy kind is. Nie omdat jy stout is nie, omdat hy jou lief het. Kom ons vat dit. Kom ons vat dit hierdie jaar. En sê, ek gaan volgens hierdie beginsels groei nou. Ek gaan volgens hierdie beginsels groei. Want iets gaan groei. Ek gaan versuip in een of ander baadjie van alles wat ek van myself is om te doen, maar ek het nie gegroei nie. Of ek het gegroei en ek hou vas aan die goed en ek sit in hierdie ou klein T-shirtjie hier om my en die dinge werk nie. Dit waarin jy gegroei het, werk saam met God om te sien, wat is die geleenthede wat God dan nou vir my gee. Amen. Omdat julle kinders is, volgende een, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle hart uitgestuur, so jy die vermoë, want die gees van God is in jou, het hy die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader, in jou, is die een wat roep, Papa, dat jy weet, jy het 'n identiteit, wat jou anders te maak as enige ander perfekte wese wat AI of die wêreld of enige dier wat ontwikkel is, hy gaan dit nie kan uitroep nie, die mens kan dit uitroep vanuit 'n perfekte gees wat wederbaar is. Papa. Het is met 'n klomp ouens, klomp knolle gewerk wat alle hordes goed gesteel het, wat selfs by die kerk, die ene roep my om die hoekie en sê kom vir die diens. Toe ek by hom kom toe hy koek in die kerksaal gaan steel. Daar by Agape. Hy wil hê ons moet nou die koek eet, wat hy gaan steel het. Yeah. Maar nou, van hierdie ouens, hier was hierdie een nou, hy was totaal out of it. Maar hy het die Here aangeneem, en op 'n stadium kom hy in trane na my toe, hy sê, hy sê 'n woord, en hy besef, dis 'n vloekwoord, en hy weet nie wat om te doen nie, maar hierdie woord kom die hele tyd in my op. Maar daai ou het deur hel gegaan. Daar's geen pa, daar's geen ma, daar's geen niks. Daar's die konsep van God as 'n Vader en Jesus wat vir hom gesterf het is. Hy sê maar hier is hierdie woord wat by my opkom. Ek sê nee, ek wil dit nie sê nie. Hy sê hy het nog nooit in sy lewe gesê nie. Ek sê dit net vir my. Hy sê Abba. Dit lekker geil. Maar, en ek besef vir hierdie ou, wat, dis verby man, hy is nie veronderstel om net eers te leef nie, maar hierdie ou, dat die Heilige Gees op so 'n spesiale manier, dit vir hom so duidelik maak, en ek kon hom vat na die skrif, binne in jou, is die Heilige Gees, wat in jou gees uitroep, Papa. God is jou Papa.
Daai woord wat jy nog nooit gehoor het nie, is wat die Heilige Gees vir jou gegee het. Hey man, kom ons leef vanuit daardie plek. Van sy Gees gee vir jou die identiteit. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy kind is, ook erfgenaam van God deur Christus. Ek het alles geërf vanuit die hemel, deur Jesus Christus. Maar ek kan soos met skande staan en niks in dit van dit, met dit inbeweeg in dit wat God vir my het nie. Want wat jy geërf het, moet eer bring aan die een van wie jy dit geërf het. Hallo? Iemand het hard gewerk in die naam van die Here. En hy het 'n erfenis nagelaat vir sy kinders, maar hulle sit in daardie goed en vrot. Het ons dit al gesien met ouens wat sy lewe gegee het, selfs in fisiese geld. Fisiese geld is 1% van die erfenis. Maar wat daardie ou dit gevat het, en hy het net teruggesit, en hy het die resultaat van wat sy pa mee gewerk het, het die curse geword, het die vloek geword in sy lewe. Want hy het nie verstaan, wat is erfenis nie. Mag God jou beskerm met besieders, voogde, oor verskillende areas van jou lewe, sodat jy, wat jy erf by God, dat jy met dit aan hom die eer sal gee. Ek het dit by Vader geërf. Ek het dit by Vader God geërf. Want jy kan van die duiwel baie dinge erf. Grootste versoeking vir Jesus. Want bid my net, fokus net vir 'n oomblik op my. En ek gee vir jou alles. Jy kan van my al die koninkryke erf. Satan wys vir hom al die koninkryke van die wêreld. Ek gee vir jou al die koninkryke waarvoor jy gekom het. Ek gee vir jou alles waarvoor jy gekom het. Jy kan dit alles erf. Fokus net vir 'n oomblik meer op my. Nee, Jesus moet die pad van die kruis kies. Dit is ons met mekaar. Ons is nou by nommer 6, daar is net 7 punte, so. Is jy nog allemaal hier? Asseblief. So 'n bietjie selfless life, halleluja. Heerlikheid tot heerlikheid, almal sê heerlikheid tot heerlikheid. Afrikaans, langwoord Engels, glory to glory. En die Here is die Gees, weer eens, dit is die Heilige Gees wat die groei gaan bring in jou en my. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, as jy fokus op God in aanbidding, fokus op God in jou elke omstandighede, dan word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van wie hy is. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Verhouding met Heilige Gees, meer as ooit tevore. Don't touch the word without the Spirit. Moenie bid sonder die Gees nie. Jy gaan 'n klomp dooie werke bid. Jy gaan jou tyd mors in gebed. Nee. Maar saam met die Gees, en met die Gees van God, sal jy sien, van heerlikheid tot heerlikheid. Dit praat van God se skoonheid. From the beauty of God in you to more of His beauty. Van sy skoonheid, sy mooiheid, en meer van hom en sy mooiheid. More of His beauty. From beauty to beauty. From His splendor to more of His splendor. Want as die heerlikheid van God gesien word, is dit the ultimate definition of beauty. Kom ons sê, His glory is the ultimate definition of beauty. Mag dit vir jou waar wees, die wat het sê, Jesus nou, gaan sê die woord, asseblief, asseblief, maar dit gebeur nie, as ek nie saam met die Gees gaan werk nie, maar die probleem is nou, as ek nie gaan kies om te groei saam met die Here, die duiwel wag nie dat jy vir hom nooi nie. As jy nie die lig nooi nie, hoef jy nie die duisternis te nooi nie. Hy gaan vanselfsprekend net daar wees. So as jy nie gaan met die Gees van God saam met hom gaan werk nie, en aktief moeite doen. Almal sê moeite. Dit gaan moeite wees. Jy gaan moet moeite doen om te groei. As jy nie die moeite, as jy nie gaan daai tyd maak, as jy nie gaan jouself, jou vlees gaan doen, gaan adresseer. Dit gaan nie gebeur nie. Maar jy sal groei.
there will be more deception. Daar sal meer negativiteit. Jy sal meer negatief word. Die duiwel is getrou met die agenda. Daai demone is getrou aan Lucifer, waarvoor Lucifer daai demone tot jou destiny gestuur het. There's demons assigned to your life, to destroy your life. Finish en klaar. Die duiwel is die duiwel, maar hy is stupid nie. Klaar. So daar's 'n plan wat die hel met jou het. En daar's 'n plan wat die hemel met jou het. Hardloop nie met die plan van die hemel nie, gaan die plan van die hel werk. Klaar. Daar gaan nie 'n middelplek wees van waar daar niks gebeur nie. Ek daag jou uit, van die volheid, die skrif sê die volheid van dit wat realiteit kom gaan geopenbaar het. Die seun van die verderf gaan ten volle geopenbaar word in die eindtyd. Dis amper om te sê, die konteks is amper dat hel gaan uitbraak alles wat hy het op aarde. He's going to put in everything. Maar in daardie tyd is die tyd waar dit heerlikheid tot heerlikheid, die skoonheid van die bruid gaan so gesien word. Gaan so gesien word. In wêreldse flieks, my moet my sis, weet jy, in daai wêreldse flieks, die mooi, is nie waar daai ou al hierdie sterk ouens kom nie. Ag, dis die grootste storieetjie, weet jy, hulle skiet al die goed en ontplof en die planete ontplof en al die goed. Maar op die einde van die dag met al hierdie grand goed, was dit nooit dat as die bad ouetjies wen, dat dit nou 'n goeie movie is nie. Maar dan ergens is dit soos 'n pa en 'n seun en die pa gee sy lewe vir die seun. Of die seun is bereid om sy lewe vir die pa te gee. Die wat van daai rubbish flieks gekyk het al. Jy weet, dis wat daai fliek op die ou mooi maak, dat iemand dit wil kyk. Daai stukkie. Na al die opgeblaas van alles in die wêreld, dan sit nou hierdie ou, wat in staat was dat niks hom kon beheer nie. Maar wat hom op die ou beheer het, was sy deurbraak, was hierdie eenvoudige liefde vir iemand, of tussen 'n pa of 'n seun, of tussen 'n man en 'n vrou, was dit hierdie wat op die ou wen. Snaaks. En dis ouens met daai 18 rated flieks. Maar hy eindig nog steeds so. Want dis die behoefte van die ou daar buite. Om daai mooiheid te sien. Wys daai heerlikheid van God, wys die skoonheid van God. Maar kyk in die spieël en sien eers, vanmiddag, môre, hierdie week, sien eers, kyk in die spieël in jou eie oë, vensters van die siel, en sien die skoonheid van God in jou lewe. En dan gaan jy dankbaar wees vir dit. As jy dit nie sien nie, glo dit. Glo dit totdat jy dit sien, en glo dit dan omdat jy dit sien. Amen. Oké, nommer 7. 'n regte landing. Van kind tot seun. Van kind tot seun. Nou, 'n kind is mos 'n seun of 'n dogter, ja. Maar, gaan saam met my. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in liefde kyk jy na die woord, nie in performance nie omdat jy moet verander nie, maar omdat jy lief is vir God, daarom kyk jy na die woord. Omdat jy lief is vir Jesus, daarom vat jy tyd met die woord. Omdat jy lief word vir die woord, daarom doen jy dit. Daarom word dit 'n gewoonte. Oefen jy vanuit gewoonte om die woord te lees, want jy is lief vir die woord. En jy spreek dit. Kom ons sê, ek is lief vir die woord. Ek is lief vir my Vader. Ek is lief vir Jesus. Ek is lief vir die Heilige Gees. As jy sukkel om dit te sê, kom vir bevryding. In Jesus naam. Ek is ernstig. Ek moet leer om die woord te spreek. Amen. Terwyl ons 'n liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is. Naamlik Christus. Ek wil nie lank gaan op daai nie, want anders is dit nog 'n halfuur. Maar al die goed wat om ons gebeur, al die goed wat moet gebeur, is ek moet al hierdie dinge doen, maar wat is die ding wat kontinu die heeltyd moet gebeur? Terwyl ons in liefde na die waarheid kyk en in alles van my lewe sal groei. Uit kinderagtigheid na volwassenheid. In goedjies waarmee ek sukkel, na ek kry oorwinning.
na 'n sekere gedagtes wat ek mag entertain, sekere goedjies wat ek myself die reg gee om te entertain, en myself te regverdig, dat ek uit dit uitgroei. Hallo? Met die waarheid in liefde, nie die waarheid wat my veroordeel nie. Opgroei waar? In hom. Find yourself in Christ. Dis 'n woord van Dr. Jonathan vir die eindtyd van hierdie hy gegee het van hy sien jy in Christus, Christus in jou. Dis die sleutel. Dis die sleutel. Romeine 8, 19 en 22. Want die skepping wag met 'n reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, is die ou vertaling, maar in die oorspronklike praat hy van die seuns, the sons, the manifestation of the sons of God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Ook klomp teaching wat ons al oor het gegee het, maar al wat ek sê is, die skepping wag, die nasies wag, Bloemfontein wag, dat ek en jy groot word. Want as ons groot word en nie van onsself leef nie, gaan daar deurbrake wees, op deurbraak. Die regering kan korrup wees, die regering kan dwaas wees, maar die land wag. Waar is die wysheid van die kinders van God? Egipte kan vergaan, en die koning kan ontsteld wees, met nagmerries. Maar Egipte wag vir die Josef om op te staan, om volwasse te word. Daar in die tronk. Nie die tronk sy verskoning te maak en te bid dat die spoegspat om uit die tronk uit te kom nie. Maar getrou te wees daar waar God hom geplaas het. En dan net so deur van die tronk oop, deur van die paleis oop, daar gaan hy in. Die verskil is daar. So wag Bloemfontein, so wag opvoedkunde, so wag daai besighede, so wag daar waar jy impak kan hê. Word daar gewag vir die kinders van God om groot te word. Van 'n kind tot 'n seun. Wat is die verskil? Onthou jy as kind, mans, word die bruid van Jesus. Net soos die vrou word die bruid van Jesus. Maar ook ons almal, vrouens ook, word seuns. Hoe nou? In die seun van God. As jy jou vind waar? In die seun van God, word die seun van God deur jou gesien. En leef jy soos 'n seun van God, as gevolg van die seun van God. Maar teenoor die bruidegom, moet ons weet hoe om as die bruid te leef. Nie identiteitskrisis nie. Maar ons weet wat is ons identiteit in hom. Amen. Ons is hier. Daar is 5 Sondae, net in hierdie van die skepping wag. Daar's 'n sug daar buite. Daar's 'n sug. Daar's 'n bedompigheid. Daar's 'n sigting daar buite. Come on, ons almal weet dit. Maar die hele skepping sug tesame in barensnood tot nou toe. En so wat ons daar hierso gesê het, barensnood is wanneer die baba gebore word en sê 1 2 3 tong en daar's die baba. Nee, dit werk toe nie nou met tong en daar's die baba nie. Baie meer intens. So as dit barensnood seisoen is vir jou, fokus op Christus. Christus in Jesus naam. Galasiërs 4 vers 19. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Laaste skrif. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, tot Christus in julle gestalte kry. So die skepping is in barensnood, die kerk is in barensnood, maar jy vir ander mense is in barensnood. Dit beteken, jy is betrokke by ander mense. Jy sal nie glo nie, daai ma is betrokke by die kind. Daarom is daar barensnood. As hy nie 'n kind was nie, was daar nie barensnood nie. Klink vir my medies korrek. Hallo? Maar daar is net barensnood omdat daar 'n kind is wat gereed is om te kom. Die tyd is hier. Jesus is gereed om te kom, maar gaan nie kom nie. Want die kerk is in barensnood. Met jou eie lewe, met die skepping, met die kerk globaal en met mense. En so al hoe meer gaan jou gebede nie meer word net vir goedjies om te verander nie. Vir blessings om te kom nie. Prys God vir dit.
Maar al hoe meer gaan jou gebede word. 'n barensnood vir 'n fokus. Daar's 'n fokus by daai vrou. Die kind moet uit. Dis nie nou tyd vir Kentucky nie. Die kind moet uit. Daar's 'n fokus. En daar gaan 'n fokus in die kerk kom. Daar gaan 'n fokus in die kerk en die nasie kom. En dit is, die kind moet uit. Christus moet gestalte kry in elke man en vrou. Christus moet gestalte kry in elke man en vrou. Hierdie laaste sin los ek julle mee. Die seun van God sal gesien word in en deur die seuns van God. Die seuns van God, waar dit nie oor hulle gaan nie, waar dit oor God se eer gaan. Die kinders van God, hulle het behoefte en jy gaan altyd 'n kind in afhanklikheid bly. Jy's kind omdat jy altyd afhanklik gaan bly van hom. Maar jy is seun. En jy is, wil jy weet of jy 'n seun is, kyk na hoe jou lewe om jouself draai, jou gebede, die woord, jou verhoudinge om jouself draai en hoeveel gaan dit oor die koninkryk en dit wat God in ander wil doen. Hoe meer dit 'n selfless life word, hoe meer het jy volwasse geword as 'n seun. In die seun. You find yourself in him. Dan word jy 'n seun van God in die seun van God. Maar sonder die seun van God wat jy ken, jou volwassenheid, jou statuur is vir 'n eie koninkryk, vir 'n eie ding wat jy bou, wat moet val. En die woord van God leef teen jou, want daai hoogmoed gaan val, klaar. Here, kom en help ons. Ons het U hulp nodig. Help ons, lei ons, wys ons, Here, hoe om vir U te leef en dit wat reg is. Ek bid dit vir elkeen wat hier sit, vir my, vir ons almal. Here, ons het U hulp nodig om te kan groei. Heilige Gees, ek bid dat U ons sal vul. Vergewe ons waar ons baie keer U geïgnoreer het, Here. Waar ons baie keer geïgnoreer het. Maar ons wil nie meer nie, Here. Ons wil U eer, ons wil respek vir U hê, Vader. Ons dank U vir wie U is en vir wat U doen. Word verheerlik in deur oor ons lewens. Ek bid vir 'n spesiale aanraking vir elke man en vrou, selfs die wat moedeloos is, wat sê ek het dit probeer, ek het al dat probeer, ek het dat probeer. Ons weier die stem van die vyand. Maar vandag verklaar ons opnuut as 'n groep in eenheid met die korporatiewe salwing hier waar 2 of meer saamstem. Here, en hier's meer as 2 wat saamstem, dat ons kies om 'n lewe te hê waar dit meer van U en minder van onsself sal wees. In Jesus naam bid ons dit. En almal sê, amen.